verheerlik die naam. Ons loof U, Messiah. Here, ons is dankbaar vir die genade. Here, ons is dankbaar vir ons redding. Here, ons is dankbaar vir ons families. Dankie, Here, word dan nou verheerlik. Halleluja. Ek weet van 'n naam, 'n lieflike naam, 'n dierbare naam. Dit is Jesus. Ek weet nie van U nie, maar ek weet van 'n naam. Kom aan, worship team. 'n lieflike naam, dis 'n dierbare naam. Dit is Jesus se naam. Ek weet van 'n naam. Ek weet van 'n naam, 'n lieflike naam, 'n dierbare naam. Dis die laaste Sondag van 2025. Ek weet nie van U nie. Ek weet van 'n naam. Ek weet. Ons wat hom. Halleluja! Hey! Julle verstaan nie, man. Julle verstaan nie van my nie, maar so right. Moet hy eers hou hom so. As ek weet van 'n naam, sal ek nie vir myself daar bevind by U nou sit nie. Worship team, ek weet van 'n naam wat die hele jaar. Here. As iemand uit Skotland van my moet sê, ek moet die dag waardeer, want hy gaan terug, dan weet ek van 'n naam
ganas ik hier laat staan. Yes. As 'n wonderlike evangelie hulle breek hom af. Wie kan en hy kan hulle las. Kom ons prys die Here vanoggend. Want toe sal ek ganas ek hier laat staan. As 'n wonderlike evangelie hulle breek hom af. Wie kan en hy kan hulle las. Toe sal ek ganas ek hier laat staan. As 'n wonderlike evangelie hulle breek hom af. Wie kan en hy kan hulle las. Want toe sal ek ganas ek hier laat staan. As 'n wonderlike evangelie hulle breek hom af. Wie kan en hy kan hulle las. Die Hanne, die Hanne, die Hanne. Die Hanne, die Hanne, die Hanne. Here, ons prys U. Die Hanne, die Hanne, die Hanne, die Hanne. Here, Here, Here. Here, 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 ons prys U. Kom aan, Crusade, kom aan. Dis die laaste Sondag. Hey! Dis die laaste Sondag. Ek soek 'n paar Pinkstermense. Hey! Dis 'n wonderlike evangelie. Hey! Ek soek 'n paar Pinkstermense. Net daar waar jy staan. Jy weet waarvan ek praat. Toe jy wil omdraai, jy weet waarvan ek praat. Want toe sal ek gaan.
ons, Here. Halleluja. Halleluja. As jy kyk vanoggend hier, Halleluja. ek sê as die crusade vanoggend hier, as die crusade vanoggend hier, ek sê as die kerk vanoggend hier, halleluja, praise die Here, halleluja. Die bar as ek het gekom om te dien, ek het gekom om die naam van die Here groot te maak. Prys die Here. My begroeting vanoggend is in die Heilige Gees. Ek wil vra dat die congregation so staan dat ons die pastoraal acknowledge vanoggend as Juffrou Maggie en ons pastoor in sy afwesigheid. Kom ons vereer die gawe vanoggend. Ons kan beter doen. Ek sê kom ons vereer die gawe vanoggend. In the house of Perez. Amen. Wonderful greetings to all our leaders, our elders, our evangelists, our deacons, with their wives. Greetings this morning to our mothers in this house, ons moeders vanoggend, Juffrou Makula, Juffrou Wildebees, al ons grootmoeders vanoggend. Wonderlike groete aan julle gerig vanoggend in die mooi naam van die Here. Ek sal vra dat die congregation hulle self net 'n handeklap gee, dat die Here julle saam met my uitgespaar het. Nee, gee vir jouself 'n handeklap. 2025 was moeilik. Ek weet nie van u nie, maar 2025 was moeilik. Maar die Here het ons gedra. As daar 'n paar mense wat saam met my stem vanoggend. Halleluja, die Here het u gedra. Glory to God, toe alles wanhoopig lyk, Suster Mamsie. Toe alles teen u en my gedraai het, toe die Here sy verskyning gemaak. Prys die Here en die Here het vir ons uitkoms gegee. Vanoggend gaan ek hier vreeslik lank wees hier gemeente, as julle my sal toelaat. Wil ek tog my boodskap titel: Moenie jou Bethlehem seisoen verag nie. Yes. Toe broer Eddie begin, toe sê ek, Here, u is werklik op die plek. Moenie jou Bethlehem seisoen verag nie. Ek gaan nou agtergrond gee hoekom ek so sê en waarom ek die titel dan vandag so noem. Pas 'n toppreek, ou kers aan die woord van die Here, en ek en diaken Jantjies doen ons rondes buitekant om te kyk na die karre, en so praat ons van die Here. Want ons moet ook omsien na die gemeente se voertuie. Kyk dat alles in orde is. Amen. Dan kom ons mos weer in en dan gaan ons weer uit, en so is ons aktief in die werk van die Here. En terwyl pas 'n toppreek, toe kom ek in. Toe sê die Here vir my in 'n klein fyn stem: ek het Bethlehem gekies en nie Jerusalem nie. Man van Here, is dit waar? En ek sê onmiddellik vir diaken, het jy nou daai gehoor? Daar is die man van Here, is dit waar hoof? En ek staan daar agter, ek sê die Here sê nou net vir my, hy het Bethlehem gekies en nie Jerusalem nie. En ek gaan doen navorsing. Maar ek wil die woord aan u voorhou in Micha 5, versie 1, die 83 vertaling, lees ek vir julle vanoggend. Dis die profeet wat hierso sê: maar jy Bethlehem, Efrata, al is jy klein onder die magtige geslagte van Juda, uit jou sal vir my iemand kom, wat oor Israel sal regeer. Sy oorsprong is uit die voortyd, uit die dae van die oeroue. Dit is die voorgeleesde woord van die Here. Vader, ek dank U, Here, dat U nou hierdie woord sal verfyn onder die volk. Here, gebruik my vanoggend en sodat U doel kan bereik om mense se kennis te extend, om mense te verlig deur die woord, dat hier die woord 'n betroubare woord is.
Die Bybel sê alles sal verbygaan, profesies en alles. Maar dit is die woord van die Here wat sal bly staan. Kom seën ons vanoggend, kom seën my, steek my weg. Trek my onder die bloed. Here, behoed my, bewaar my. Beskerm my, Here, sodat ek net U wil kan doen. In Jesus name, amen. Geliefdes, agtergrond, Micha was 'n profeet in die stam in Juda. En omtrent 740 jaar tot 700 jaar voor Christus, toe profeteer hy dat daar iemand sal kom. Here, die kerk hoor my nie. Hy sê 740 jaar voor Christus se koms, toe profeteer hy. Toe sê hy die volgende: maar jy Bethlehem, Ephrata, al is jy klein onder die magtige geslagte van Juda, uit jou uit kom, sal vir my iemand kom wat oor Israel sal regeer. O Bethlehem, Ephrata, alles jy klein, alles jy klein, als iemand jou nie raak nie, alles jy die dorpie wat almal verbyloop, uit jou uit sal ek iemand stuur om oor Israel te regeer. Dit is 740 jaar voor Christus se koms. Toe Jesus kom, sê broer Eddie, toe verskyn daar 'n engel. Ek het nie met broer Eddie gepraat nie. Ek was nie by julle huis gisteraand nie. Toe verskyn daar 'n engel aan 3 wyse manne om vir hulle 'n plek aan te wys met die naam van Bethlehem. Bethlehem beteken huis van brood. Julle moet my nie verloor nie. Bethlehem beteken huis van brood. Nou die verskil tussen Jerusalem en Bethlehem is die volgende. Ek het 'n paar goedjies net uitgelig, want ek wil julle nie ophou nie. Jerusalem het status gehad, maar Bethlehem het stilte gehad. Jerusalem was groot, was magtig, maar het bedreig gevoel vir Jesus. Jerusalem was groot, hulle was magtig, maar toe die boodskap kom, daar was 'n koning gebore, toe voel Jerusalem bedreig. Dat selfs koning Herodes in sy paleis 'n boodskap stuur, gaan maak al die eersgeborene seuns van kant. Jerusalem was groot, Bethlehem was klein, maar hulle was bedreig. Toe die engel sê, daar is 'n koning gebore in Bethlehem. Wat is die verskil? God kies nie 'n plek van roem nie. God kies nie 'n plek van status nie. God kies nie 'n plek, Here my siel eer, van magtige manne nie. Maar God kies 'n plek van nederigheid.
al die skaapwagters, al die herders, al die manne wat in die veld gewerk het, was van Bethlehem. Maar hier kom die openbaring. Hoekom kies God nie Jerusalem nie, maar Bethlehem? En ek vra die Here die ding. Ek worstel met die Here oor die ding. Ek wil weet, hoekom Bethlehem? 'n Mens kan in Jerusalem wees, naby die tempel, maar tog ver van God se hart af. Hulle was by die plek van aanbidding, maar hulle was ver van God se hart af. Bethlehem het gewone mense gehad, herders, families. Bethlehem was ook 'n plek van herinnering wat Dawid koning geword het. God werk deur mense wat niemand raak sien nie. Die kerk hoor my nie vanoggend nie. God werk deur mense wat niemand raak sien nie, broedsepo. Mense kan jou afskrywe. Die geheim is van mense, as hulle eers weet waarvan jy kom, en die Here gebruik jou, dan wil hulle teruggaan, Evangelist Mervin, om te sê, was dit dan nie die knegt wat daar was? Kyk hoe lekker hou hy vir hom nou. Maar die Here kies Bethlehem en nie Jerusalem nie. God kies die nederiges, nie die hooggeplaastes nie. As nie ek wat so sê nie. As nie ek wat so sê nie, gaan lees vir uself, dan hoor u die woord, nie broedzaakie. Jerusalem het konings gehad, en Herodes was een van hulle evangelist. Hy het priesters gehad, skrifgeleerdes, soldate, politieke. Hy het baie meer mag gehad, maar hy het niks geestelike sensitiwiteit gehad. Jerusalem was nie ingestel in die geestelike riekelm nie. Toe Jesus opdaag, toe word Jesus vir die Fariseërs 'n bedreiging. Maar dit was dieselfde woord wat hulle gepreek het in die tempel van die Messias wat sou kom. Maar toe hy kom, toe wil hulle hom doodmaak, want hy was 'n bedreiging. Ek wil vir iemand vandag bewus maak, voordat God jou gaan verhoog, bring hy jou eers in Bethlehem in, waar hy jou in stilte kan voed. Want die skrif sê dat, of die openbaring van Bethlehem is, dit is die huis van brood. So in ander woorde wat die Here my sê, is, hy kan my nie in geraas voed nie. Miskien is u te veel in geraas, wat u nie die stem van die Here meer kan hoor nie. Maar kom vandag terug na Bethlehem toe, na die huis van brood toe, sodat dit wat die Here vir u voorgesit het, vir u kan versadig. U vra dalk vir 'n Jerusalem deurbraak van krag. Hoor u? U vra dalk 'n Jerusalem deurbraak van status, om gesien te word. Maar die Here wil hê,
Ons moet eers by Bethlehem begin. Dat hy ons in stilte kan voed. Met die voeding kom daar vorming van karakter. Ek kan gelowig is, maar jy het dalk nie karakter nie. Okay, ek praat met niemand nie. Ek sê, jy kan by die Here is, maar dalk het jy nie 'n karakter nie. Want as die eerste wind kom, as sê ons mos, dis die kerkmense, dan, Here, ek prys U. As die eerste wind kom, dan vergeet ons is in 'n huis van 'n deurbraak. Want U was nog nie sustain. Soos wat broer Ryan gesê het, ons is hier, maar ons vat niks saam nie. So die brood, die manna wat uit die hemel uitkom vanoggend, is hier om U en vir my te voed. Want dit is die laaste Sondag van 25, sorry. Dat ons moet verstaan, hoekom kies die Here Bethlehem en nie Jerusalem nie. Ek gaan verder en ek kyk. En die Bybel sê, glory to God, in Jesaja 53, sê, wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy het soos 'n lood voor die aangesig opgespruit, en soos 'n wortel uit droë grond, het hy geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag, deur en deur die mense verlaat, 'n man van smarte, en bekend met kranklikheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Dan sê die skrif verder, nogtans het hy die krankhede op hom geneem. Here, U hoor my nie. Nogtans het hy die krankhede op hom geneem en ons smarte. Die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar versie 5 sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons geregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Maar alles dit wat ek vanoggend sê het in Bethlehem begin. Daar was Jesus gevoed. Daar was Jesus gevorm. Van die krib af na die kruis. Van die kruis af na die heerlikheid. Alles het begin by die krib. Alles het begin in Bethlehem. God kies nie 'n paleis nie. Hy kies 'n krib. God kies nie goud nie, nie 'n troon nie, maar hout, strooi en die stilte. Die krib word dan die geskiedkundige plek waar die hemel die aarde ontmoet. Die krib wys volgens Lukas 2 vers 7 dat Jesus het naby gekom. Die krib is 'n voerbak. Die plek van alledaagse lewe. In ander woorde, boere wat by 'n padstal werk, het die krib gebruik om diere te voer. Maar die God,
Hy kies nie die paleis nie. Hy kies nie goud of silwer nie. Hy kies 'n krib wat gebruik was om diere te voer, om sy enigste gebore seun verherberg. Toe almal se deure in Bethlehem toe was, kies God die krib om onsself te sê, hy verneder hom. Hy verneder homself om in 'n krib neergelê te word. Die krib wys nederigheid. En nederigheid volgens Filippense 2:8 is God se pad. Hy het homself, sê die skrif in Filippense, verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood, selfs aan die kruis. Die krib wys ons ook dat Jesus is ons brood. Want die krib hou kos. Johannes 6:35 sê Jesus, ek is die brood. Wat lewe gee. Hy sê wie na my toe kom en glo, sal nooit weer dors kry nie. Want ek is die brood. Vanoggend, dierbares, wil ek 'n aankondiging maak dat Jesus moet ons reason wees vir die seisoen. Sommige keer wil ons die Bethlehem seisoen verag. Ons wil dit nie aanneem nie. Ons wil dit nie hê nie. Want met die Bethlehem seisoen kom daar vernedering. Met die Bethlehem seisoen kom daar dat jy nie jou status van ontslaa raak om die purpose van God te vind. En alhoewel om dit te doen is om jouself te verneder. En baie kere wil ons nie dit doen nie. En ek wil vanoggend, glory to God, vir iemand bemoedig dat die krib wys ons dat God begin klein, maar hy eindig groot. Hoor my weer. God begin klein, maar hy eindig groot. Ons wil groot begin. En as die storm kom, en ons word gestroop, en ons moet weer oorbegin, dan bly ons daar. Maar vanoggend wil die Here sê, begin klein. Begin by Bethlehem. Hy sê, begin by die plek waar almal verbygaan. God kyk nie na die uiterlike nie. God kyk nie na die uiterlike nie. Maar God kyk na die innerlike. Gister toe preek ek, toe sê ek, glory to God, dat your rejection for 2025 is God se direction vir 2026. Die kerk hoor my nie volgende, hoor my hoor. Alles wat in 2025 afgekeer is, sal geapprove word in 2026. Nie deur mag, nie deur krag, maar deur die Heilige Gees. Begin by Bethlehem. Dienaar, u kan maar gou die recording afsit, man.